Ons is hier by Kleinfontein, hier buitekant die hek, waar die EFF en dan nou ook hulle groot duur verhoog hier kom opslaan het, want ek bedoel Danny, dit moet 'n paar rand kos om hierdie tipe van toerusting rond te ry en te kan beweeg. Maar terwyl Kleinfontein se boere daar binnekant hoe hulle die boere vasdrap gedoen het, sê ons dat die EFF is hier buitekant besig met die wat se vasdrap, die vakbond vasdrap. Gewoon vasdrap, dis reg ja. Hoor hierso, maar julle staan nou hierso in afwagting, daar gaan nou 'n memorandum aan julle oorhandig word. Wat gebeur nou verder? Wat is julle ooreenkoms met mekaar gewees? Nee, eintlik nie. Hier was voorheen 'n afvaardiging van die EFF gewees en hulle het onderneem om 'n afspraak te maak. Ons het vir 'n week gewag, hulle het glad nie 'n afspraak gemaak nie. Die volgende oomblik is dit op sosiale media dat hulle 'n optog beplan. So hulle daag eintlik ongenooid hierop en in hulle persverklaring sê hulle gaan 'n memorandum aan Tshwane oorhandig. Nou die vraag wat onmiddellik opkom is hoekom na Kleinfontein toe marseer as jy vir Tshwane 'n memorandum wil gee. So nee, eintlik is Kleinfontein nie vandag betrokke nie. Ons is eintlik seker maar net die in Engels vir hulle die venue, die plek, die geleentheid waar hulle standpunt wil stel, maar hulle memorandum gaan oorhandig word aan 'n verteenwoordiger van die stadsraad van City of Tshwane. So sal julle dan nou die rekening na die tyd vir hulle stuur vir die gebruik van hierdie fasiliteite van julle hierso. Wel, ons het 'n voorfoto geneem. Ons sal bietjie sien hoe lyk die terrein na die tyd. Ek dink wys gerus die kamera rond. Dit lyk skoon en netjies op die oomblik. Ons sal sien hoe lyk dit as hulle klaar is. Ons gaan inderdaad daai dop hou en dan seker maak. Hulle is nou besig, ons het nou gehoor, hulle is nou besig om af te masseer hier op julle teerpaadjie wat nou hier afkom. Is daar by julle enigsins 'n gedagte dat hierdie ding kan sleg draai of is julle gemaklik met die feit dat dit 'n rustige mars sal wees? Ja, ag nee wat. Nee, ons verwag nie moeilikheid nie. Hierdie is maar politieke ry. Onthou dis wetywering. Die MK het hulle gewen. Hulle het eers hiernatoe gekom. Hulle het 'n afspraak gemaak. Hulle was hoflik en beleefd. Hulle het koffie, tee, koeksisters en 'n toer van 'n gemeenskap gekry. En ons het nommers uitgeruil na die tyd. Die EFF het nie dieselfde maniere getoon nie. En selfs op uitnodiging het hulle net eenvoudig in die media 'n verklaring gemaak en gesê ons ruk op. So as jy jouself gedra op 'n vriendskaplike manier, dan sal jy vriendelik ontvang word. As jy jouself ongenooid gedra, dan is jy maar ongenooid. Iemand wat klink my nou aan die voorpunt staan van hierdie optog is dan nou Karel Neus. Ons het nou 'n videoetjie gekyk van hom waar hy maar net weer gewys het en hy gesê dat julle is eintlik maar net 'n klomp wit mense. Hy gebruik spesifiek die woord wit mense wat nie wil in Suid-Afrika deel word nie. Dink jy hy verstaan artikel 235 want hy bly terug beweeg na artikel 9 toe? Dink jy hy verstaan artikel 235 en selfbeskikking of moet julle dalk ook 'n bietjie met hom probeer praat oor daai kulturele selfbeskikking? Ek dink definitief die man het nie begrip nie. Maar sy standpunte wissel ook maar van dag tot dag, soos sy politieke partye en affiliasie. So ek weet nie, môre sluit hy dalk weer by die DA aan en dan verstaan hy dalk weer selfbeskikking. Vandag verstaan hy dit nie en hy verstaan ook nie artikel 235 nie. So kom ons kyk wat gebeur. Inderdaad, ek dink ook en die ander probleem met ou Karel is Louis Liebenberg is nou nie meer daar om hom te ondersteun nie. Eintlik vir hom te sorg nie. So nou op hierdie stadium moet ou Karel seker maar weer terugbeweeg na sy ander maatjies toe om hom te kan finansiëel ondersteun. Wat sê ons vir ons gewone Afrikaner, ouens wat nie so kultuurbewus is nie, wat nie so kultuurvas is soos julle ouens hier in Kleinfontein, soos in Orania. Ek wil amper al sê ons sien dit selfs in baie van ons ander instellings, ons eie Afrikaner organisasies, sien ons dit ook, dat mense raak al meer kultuurbewus. Hulle begin al meer daai rigting aangaan. Wat sê ons vir hulle wanneer hulle sulke aanslae sien? Die afgelope tyd is beide Orania, Kleinfontein, selfdoendorpe, Afrikanerdorpe is in die kollig. En artikel 235 is ook in die kollig. En ek wil amper sê van hierdie donker geleentheid is daar, of donker situasie is daar dalk 'n geleentheid. Artikel 235 gaan nou gedebatteer word en word inderdaad op die hoogste vlak gedebatteer. En dit is nou oor aan ons, die Afrikaners,
om substansie te gee aan daardie 235. En dit kan wees dat geleenthede soos hierdie, al lyk dit van hier af baie onaangenaam en baie boos en baie aggressief en baie kwaadaardig, dalk juist die fondasie lê vir 'n behoorlike 235 met selfbeskikking vir die Afrikaner in vreedsame samewerking met die res van Suid-Afrika. Ons is nie eilande nie. Ons is steeds deel van Afrika. Ons het Afrika ook in ons bloed, maar ons is eerstens gelowige Christen-Afrikaners. Presies wat jy sê is, dit wat ons doen is nie ten koste van ander gemeenskappe nie. Is nie ten koste van ander mense nie. Ons doen eintlik maar net ons eie ding. Hoe sien julle dit? Sien julle julleself om julle af te sonder? Sien julle julleself om nie deel te wil wees nie, of sien julle self as net in jou eie kultuur, jou eie leefwyse, amper half sê te bevorder? Identiteit. Ja, identiteit verseker is ons eie en dis nie ene wat maklik kan vermeng en maklik kan integreer nie. Maar jy het voorheen 'n baie belangrike punt aangeraak. Dis nie ten koste van nie. Dis tot voordeel. Hier sit 'n Afrikaner gemeenskap wat sy eie water voorsien, sy eie elektrisiteit versprei, sy eie paaie doen, sy eie rioolnetwerk het. Ons kos Tshwane niks nie. Ons kos die res van Suid-Afrika niks nie. Trouwens, die bestaan van Kleinfontein in hierdie spesifieke geografiese omgewing is 'n stabiliserende invloed op die omgewing. So ek wil amper sê daar's uitvoerprodukte uit die Afrikaner gemeenskap. Ons koop by omliggende winkels, natuurlik is daar winkels in Kleinfontein ook, maar ons lewer 'n bepaalde bydrae tot die gemeenskap. En ons is nie geïsoleerd nie. Jy kan ons definitief nie uitkerf met 'n messie uit Suid-Afrika uit en op 'n ander plateau sit nie. Ons bly deel van Suid-Afrika, maar ons is nie bereid om ons kultuur of ons identiteit prys te gee onder enige omstandighede nie. Ons word gesê dat dat die apartheidstelsels nie werk nie, maar ons begin nou al meer, en dit is wat eintlik nou besig is om te gebeur, is dat die 30 jaar na demokrasie, sogenaamde demokrasie, reënboognasie, het vir ons gewys dit werk ook nie. Dit werk ook nie. So apartheid sê hulle nou werk nie, en ons weet die ANC model, die nuwe regering, reënboognasie model werk nie. So, dan gaan ons maar moet begin kyk na desentralisasie. Die weet, in desentralisasie praat ons nou van ander verskillende forme, federalisme, konfederalisme en dis meer. Hoe sien julle, as julle nou in vergaderings is, praat julle al in sulke lyne? Absoluut. Enige gemeenskap wat selfstandig is, of dit nou Oranje in die Noord-Kaap is, selfs die Wes-Kaapse sessie, is 'n baie interessante onderwerp. Ons sien die mislukking van die nuwe Suid-Afrika. Integrasie, die saamvoeg van 'n verskeidenheid van kulture wat divers is van mekaar, werk nie. Dat daar oorgegaan moet word na 'n nuwe model, dink dit word al hoe meer en meer duidelik. Die groot polisie teenwoordigheid hier vandag, hulle weet dit. Hulle weet Suid-Afrika is eintlik maar 'n kruitvat. Hierdie vermenging gaan lei tot konflik. Ons het mense soos Julius Malema, soos die EFF, wat daar uit is om politieke gunst te wen op enige manier. En as dit nou geweld sou insluit, dan sal dit waarskynlik gebeur. En ek dink die owerhede het 'n baie goeie oog op wat besig is om te gebeur, en hulle moet aandag gee aan selfstandige gemeenskappe, aan die konsep van desentralisasie van mag, aan streke, aan provinsies, en ja, wie weet, eventueel federalisme of konfederalisme, en baie definitief dit word gereeld bespreek deur die Kleinfontein strukture ook. Iets wat my opgeval het is altyd dat ons kyk, as ons na die EFF en die ANC kyk, dan sien ons hoe hang hulle die kommunistiese, die NDR, National Democratic Revolution aan. Ons sien hoe hang hulle daai storie aan, maar as jy nou gaan terugkyk na Rusland byvoorbeeld, wat een van hulle ek wil amper sê ideale is. Hulle wil soos Rusland wees, maar eintlik is hulle nie so, hulle wil nie soos Rusland wees nie. Hulle wil soos die Sowjetunie wees. Dis die verskil wat hulle is. En dan sien ons dat Rusland doen al eintlik reeds wat ons wil hê. Hulle het 85 federale objects. Hulle noem dit federal objects. So 85 federale objekte in streke of wat hulle dit ook al noem in Rusland. En dan nou sê ons vir mekaar hierso in Suid-Afrika, gaan kyk gou 'n bietjie daar, hoeveel verskillende Russiese ek wil amper sê tale het hulle, oor 100. Nou as jy dit gaan kyk, dan verstaan jy, Rusland verstaan eintlik die diversiteit wat taal en kultuur bring binne hulle eie staat, in hulle eie land.
So dis hoekom ek nou eintlik vir hulle dit wil wys hoe Rusland eintlik dan die ding hanteer, maar in Suid-Afrika, nee, dan wil hulle dit nie hê nie. Interessant genoeg, Europa is ook maar 'n konglomeraat van state. Amerika ook maar state. Rusland nou presies dieselfde. So waarom Afrika hierdie absolute eenheid en hierdie amper oppermag nastreef? Ek weet nie. Miskien is dit die Zulu invloed, miskien is dit die monargie, die feit dat daar 'n koning is, die feit dat hulle die chiefs konsep aanhang. Miskien is dit die rede dat hulle wil na 'n sentrale mag migreer. En almal wat nie eens is met hulle nie, wil hulle forceer. Soos Kleinfontein. Kleinfontein doen sy eie ding, pla niemand nie. Maar om een of ander rede moet ons gedwing word om deel te wees van hulle agenda. Dis 'n ernstige probleem in die opsig van, dis 'n aanduiding dat daar nie verdraagsaamheid is nie. Daar is nie toleransie nie. Daar is nie ruimte vir ander kulture en volke nie. En daar lê vir ons ek dink 'n swaar pad vorentoe, maar daar soos hierdie, ek sien vandag is 'n geleentheid. Hulle gaan hiernatoe kom en sien ons is nie veglustige barbare nie. Ons is opgevoed en vreedsaam. En ek dink daar wag 'n verrassing vir hulle in wat hulle gedink het vandag gaan wees en hoe vandag gaan uitdraai. Daar sê ek wil vir ons kykers dan sê, is kom ons dra by tot die opbou wat in ons volk is en ons are is. Ons is bouers, ons breek nie af nie. En kom ons ondersteun die Kleinfontein konsep. Kom ons ondersteun die selfbeskikkings ideale wat daar in ons is. Ek bedoel, ons as 'n volk het nog steeds 'n vryheidsideaal wat in 'n sekere mate nog steeds aktief is en betrokke is, maar kom ons staan op en kom ons wees wie ons is. Sonder om skaamteloos hierdie ouens weer deur te kyk. Daniel, laaste woord van jou vir ons kykers wat jy spesifiek wil vir hulle sê. Die Afrikaner is hier om te bly. Ons gaan nêrens heen nie. Dankie vir die uitnodigings van Trump. Dankie dat Trump se oë op ons is. Hier kom groot dinge. Die wêreld se oë is op Suid-Afrika. Die omgekeerde rasisme in die vorm van die unitêre staat swart bemagtiging van Suid-Afrika. Ek dink dis die volgende kaart wat gaan val. Hier kom groot veranderinge. Hier kom inderdaad groot veranderinge. Kom ek en jy wees deel daarvan. Dankie.